wanneer Jesus met Nikodemus praat, is sy fokus op die lewe hier en nou. Want Jesus het nie gekom om my en jou net te red vir eendag nie. Hy het gekom dat ons nou hier 'n ander soort lewe kan ontvang. En hy noem dit ewige lewe. En ek onthou nou as kind het ek gedink dis 'n verskriklike lang tyd. Maar dis nie wat Jesus sê nie. Ewige lewe is 'n kwaliteit van lewe. Op 'n ander plek sê hy, dit is die ewige lewe, dat julle God ken en dat julle my ken. Dis nie 'n lang tyd nie. Dis 'n soort lewe in verhouding met God. 'n Nuwe kwaliteit. En hierdie kwaliteit gebeur hier en nou in my en jou lewe. Nie net eendag nie. Tweede stelling. Hierdie nuwe lewe werk net soos met my fisiese lewe. Dit gebeur by geboorte. Wie van julle is al gebore? Laat ek gou sien. Fisies, wie van julle is al gebore? Hoe weet jy dit? Hier sit ek. Dis die punt. Ons fisiese lewe begin by 'n geboorte. En nou sê Jesus, ouens, maar nou moet jy mooi hoor, ek verseker jou, as jy nie behalwe hierdie fisiese geboorte, wat jy nou hier sit en jy weet jy is gebore nie, as jy nie ook 'n tweede keer gebore word nie, kan jy nie in die koninkryk van God inkom nie. Maak nie saak hoe mooi jou lewe is nie, maak nie saak wat jy doen nie, jy kan nie. Want net soos jou eerste geboorte die begin is van jou fisiese lewe, is hierdie nuwe geboorte, hierdie tweede geboorte, is die begin van ewige lewe. En as jy nie hierdie geboorte beleef het nie, dan is jy soos Nikodemus. Jy het godsdiens, ja, maar jy het nie nuwe lewe nie. Nuwe lewe begin met 'n tweede geboorte, wat jy sal weet of jy gebore is of nie.